Môre aan elkeen van julle. Het is my 'n groot eer en voorreg om vanoggend hier te staan en dis die viering van Andrei Snyman se lewe vandag. Dit is nie 'n lekker oomblik om te beleef en te sien waar jy 'n mens gaan in die lewe nie. En van ons kant af is ons baie jammer ook teen Natalie en Ina en almal betrokke, al die familie van Lavepon Grace se kant af, ons innige simpatie. Ons is daar as julle wil gesels. En Lulu, ons sê dankie vir liewe Jesus dat jy vandag dit kom bywoon, want die hele week bid ons dat Lulu die diens kan bywoon. En ons gaan ekstra meer bid vir Lulu gedurende die tyd. Ek weet dit is vir pappa en vir mamma net so moeilik. Dit is nie 'n maklike pad om te stap nie. Maar vir Lulu vir genesing, dat haar geheue ten volle kan terugkom. Dit is glad nie deel van my woord wat ek hier het vandag nie, maar ek voel net ons as mensies kan net ons hande uitstrek na haar toe en net 'n gebedjie doen en net sê Here, genees haar ten volle. Genees haar, want ek weet ons almal is bekommerd en dis 'n moeilike ding. So ek vra dat ons net ons hande sal uitstrek na Lulu toe en net 'n gebed doen vir haar. En weet dat ons daar is vir haar. Hierdie is nie 'n maklike proses nie, maar gaan ek vir jou vra om jou handjie vas te hou. Ek onthou toe jy en Andrei daar in die kerk was, die lovebirds, nee? Yes. Maar kom ons trek ons hande uit. Onse Vader, Here, ek kom vanoggend na U toe en ons sit vir Lulu by U neer, Here. Ons bid vir ten volle genesing, Here. Hier waar sy seer gekry, Here, ons eerstens wil ons sê dankie dat sy hier by ons vandag kan wees. Maar Here, ook bid ons vir ten volle genesing. Here, genesing van haar kroontjie tot by haar klein kroontjie, gees, siel en liggaam. Here, ons sê dankie daarvoor en dankie dat ons vandag haar hand kan vashou. Dankie dat U saam met haar was tot hierso en dat U saam met haar sal die pad sal stap en ons sê dankie daarvoor. En ons bid dit in die naam van Jesus Christus alleen. Amen. Amen. Dit is glad nie deel van 'n diens nie, maar weet julle wat dit is vir ons so 'n bewys dat die Here daar is en dan vra ons die vraag, Here, hoekom moes so iets nou gebeur het? Hoekom so jonk? Hy is 22 Maart 2002 gebore, oorlede 5 Maart 2026. Okkert, Ina, Natalie, Marina, Lulu, elkeen van julle wat hier is. Dis 'n nalatenskap van herinneringe wat ons vandag hier gaan hanteer. Ek gaan vra dat die draers sal opstaan. Jason, Wessel, Reinhard, Sirtus, ekskuus ek kan hom nie reg call, en Jatniel. Dat julle net sal opstaan en vir my uitgaan na die kus toe, as jy vir my die liedjie kan speel, as julle net na die buite toe beweeg en dan gaan ons vir Andrei inbring. En ek sal vir julle sê, sodra julle kan staan, gaan ons staan en dan jy kan die liedjie begin speel. Dankie Sipo. Hy sal jou troos, want hy weet jy is stukkend en broos. En hartseer dat jy vat net sy hand. Onthou die aanryvoetspore in die sand. Want sonder om te kos hartseer ons pla, sal hy ons hartseer en selfs ons dra. Bring genesing, al is dit nie in ons tyd nie. Die mooie herinneringe sal altyd daar wees. Laat dit ook vertroosting wees. En die seer is daar altyd ook die mooi en goed. So wees sterk, droog jou trane en verloor nie moed. Hou vas aan die een wat altyd daar is.
Hou vas aan die een, baby, ons geliefdes geen beter plek vir kan daar ooit wees. Eendag sien ons alweer hoe soet sal het wees. Maar vir nou wees nie hartseer en troos jou daaraan. Laat het oopgee en hou net vast daaraan. En hartseer dat jy vat net sy hand. Onthou die en ry voetspore in die sand. Want sonder om te klaar, hartseer ons belang, sal hy ons hartseer en selfs ons dra. Ons gaan net kans gee dat hulle die foto opsit en die kers opsit. Baie dankie. Vriende, familie. Vandag is een van daardie dae wat woorde soms te klein voel om vir die mense wat die pyn wat 'n mens dra gedurende hierdie tyd en ons het nie vandag by mekaar gekom omdat ons wou nie. Maar ons het hier by mekaar gekom omdat 'n jong lewe skielik tot stilstand gekom het. Dis net so. 'n Seun, hy is 'n broer, 'n vriend, 'n geliefde. En Andrei is maar 24 jaar oud. En wanneer so iets gebeur, besef 'n mens hoe broos die lewe regtig is. Hoe kort die lewe regtig is. Kan almal my agterhoor? Julle kan nou hoor, dankie, ekskuus. Maar een oomblik van hartseer kom ons saam om die lewe van Andrei te eer, mekaar te ondersteun en ons harte oop te maak vir troos wat net God alleen kan net vir ons die troos gee. My drukkie, daai ou se drukkie, enige drukkie kan jy nie troos gee nie. Net God alleen kan vir ons daar wees gedurende hierdie tyd. En dis gaan nie 'n maklike pad wees nie. Dit is maklik om te sê, weet jy wat, ek bid vir jou. Maar 'n mens het daai Jesus nodig, God nodig om ons deur hierdie tyd te dra. Kan ek vra dat ons almal ons oë sluit en ons open met 'n gebed. Hemelse Vader, ons kom vandag na U toe. Hier ons harte is swaar. U sien die pyn van 'n ma, U sien die pyn van 'n ma, U sien die hartseer van die susters. U sien hartseer van familie en vriende, Here, en ook vir Lulu. Ons bid vandag spesiaal vir Okkert, Ina, Natalie, vir Marina, vir Lulu en elkeen wat hier is wat na aan Andrei was. Here, dis 'n groot leemte. Maar ons kom en vul hierdie plek met U vrede, U bonatuurlike vrede en 'n troos aan hierdie familie en weet dat hulle word vasgehou in die dae wat kom. En net U alleen kan vrede bring en ons bid dit in die naam van Jesus Christus alleen. Amen en amen en amen. Nou my skriflesing kom uit Prediker 3 vers 1 tot 2. Alles het sy bepaalde uur. Vir elke saak onder die hemel is daar 'n tyd. 'n Tyd om gebore te word en 'n tyd om te sterwe. En ek wil net so ietsie bysit. Met die nuus wat ons gehoor het, ons as gemeente, moes ek die dag, sit ek met 2 dinge wat gebeur het. Iemand is oorlede en daar's 'n babietjie gebore op die tyd van sterfte en die babietjie wat gebore is, 'n seentjie. En nou moet ek op een oomblik moet ek nou sê, innige simpatie en op die ander oomblik moet ek weer 'n boodskap stuur om te sê, daar het 'n nuwe lewe gekom. So neem die Here en so gee hy weer.
En baie keer dan dink mens, "Joe, maar ek was nie reg nie. Ek is nie reg nie." Maar ietsie wat vir my baie spesiaal was, is toe ek met Okkert en Natalie gesit het in my kantoor. En hy sê vir my hierdie liedjie wat Andrei vir hom gestuur het, wat ons gaan speel as Huldeblyk. Dit is 'n liedjie wat hy vir sy pa gestuur het, en ek dink Andrei het geweet, tyd is min. Want as jy na die liedjie se woorde luister, en jy hoor daai woorde, sê dit nogal baie vir jou. En Jakobus 4 vers 14, want wat julle lewe, dit is tog net 'n damp wat vir 'n klein tydjie verskyn en daarna verdwyn. So daar is net elkeen van ons wat hier sit vandag, het net daai klein tydjie op aarde. Maar wat maak jy na die tyd? Ons sien ouers, hy was 'n seun vir sy ouers, hy was 'n broer vir Marina, hy was 'n geliefde vir Lulu, en vir baie mense was hy ons vriend, ons niggie, ons neef, ons swaar. Daar was so baie wat hy vir elkeen van ons was, en sy lewe het mense geraak wat altyd in herinneringe gaan voortleef van Andrei. En 'n woord aan ons liewe Lulu, jy is deur 'n baie dramatiese tyd. Ons bid vir jou vir herstel en dat God jou sal dra deur hierdie moeilike tyd. Maar daar is ietsie wat aan die Martie vir jou vandag wil sê is, en ek gaan vir jou hierdie versie stuur, wat Jeremia 29 vers 11, want ek weet wat 'n gedagtes ek aangaande julle koester, spreek die Here, gedagtes van vrede en nie onheil nie, om julle 'n hoopvolle toekoms te gee. Dit voel nou of ons almal se toekoms heeltemal in die drein af is. Maar weet jy wat, die Here het 'n plan. Die Here het 'n plan. Die kerk is vol vandag. Dit is vol. En dit laat my dink, kom ons almal net by 'n begrafnis by mekaar, of is ons in ander tye ook in die teenwoordigheid van Vader? Ek gaan vra dat ons 'n Huldeblyk videoetjie speel. Dit is die een wat ek gesê het speel tydens die diens. Kom ons kyk na die video. Maar ek wil hê julle moet na die woorde luister. Die woorde sê vir ons baie. En dis woorde wat raak. As hy dankie sê, Paul. Ek loop in die straat met my eie gedagtes, ligte flits, maar ek voel nie die pyn nie. My voetstappe weer klank in kamers van stilte. Sal iemand onthou wie ek was? As ek val in die donker van môre, sal jy nog my naam onthou. As ek môre nie meer hier is, sal jy hoor my uit. Sal my stem nog dryf in die mis, of verdwyn ek net in stilte? Ek het lief gehad, maar het ek ooit genoeg gelos? En skaries wat oor my voete gly. As ek gaan sonder afskeid of woorde, sal jy my nog min. As ek môre nie meer hier is, sal jy hoor my huil. Sal my stem nog dryf in die mis, of verdwyn ek net in stilte? Ek is
As ek gaan sonder afskeid of woorde, sal jy my nog mis. As ek môre nie meer hier is, sal julle hoor my huil. Sal my stem nog dryf in die mis, of verdwyn ek net in stilte. As ek môre nie meer hier is, sal julle hoor my huil. Sal my stem nog dryf in die mis, of verdwyn ek net in stilte. As ek môre nie meer hier is, is 'n voorbereiding en julle het geweet. Wanneer 'n jong lewe so skielik eindig, voel dit asof die wêreld in 'n oomblik stil staan. Maar selfs in hierdie pyn sê God se woord vir ons in Psalm 147 vers 3, hy genees die wat gebroken is van hart en verbind hulle wonde. Hy genees. Maar dis 'n tydperk waardeur ons moet gaan. Dis 'n tydperk van rou, 'n tydperk waardeur ons moet gaan. En God sien elkeen se trane, elke lied, 'n traan van pa, 'n traan van ma. Elkeen se trane sien hy, 'n traan van Lulu. Hy sien daai trane en wanneer 'n jong lewe soos Andries en so skielik eindig, laat dit mens besef hoe broos die lewe regtig is. Niemand het daai oomblik gedink so iets kan gebeur nie. Almal dink daar's altyd nog 'n tydjie. Almal dink daar's 'n môre. Elkeen van ons dink nog tyd om dinge reg te maak. Ons wil dinge môre regmaak. Of weet jy wat, ek gaan vandag nog so 'n bietjie aan met my ou lewe. Ek sal môre regmaak. Ons sal dit môre doen en so raak dit tyd wat jy nader aan God moet leef, maar tyd om vir mense te sê, jy's lief vir hulle. Tyd om te sê, weet jy wat, jy's awesome, my seun, ek is so lief vir jou. Mensies wat agterbly, die een wat langs jou sit, kyk vir hulle. Wanneer laas het jy vir die een langs jou gesê, jy's waarlik lief vir hulle? Wanneer laas het jy vir jou pa gesê, jy's lief vir hulle? Wanneer laas het jy vir jou vrou of jou man gesê, jou vriend? Wanneer laas het ons die woord gesê, ek is lief vir jou? En dan dink 'n mens, daar is altyd tyd vir môre wat ons dit kan gebruik, maar in die Bybel sê in Jakobus 4 vers 14, wat is die lewe? Dis 'n klein damp vir 'n klein tydjie verskyn dit en dit verdwyn. Dit is soos waterplassie wat hier neergesit word, die water vloei, maar na ruk verdwyn dit. En so is ons lewe ook. Ons is hierdie waterplas wat hier is, maar ons is nie hier vir ewig nie. Elkeen van ons het 'n geboortedatum en 'n sterftedatum, maar is reeds vooruit bepaal. Dis reeds vooruit. Niemand van ons weet wat die dag van môre inhou nie. Niemand van ons weet wat môre gaan gebeur nie. Nie een van ons weet wat oor 'n uur gaan gebeur nie. Ons lewe is in totaal en al in God se hande. Die lewe is kort. Ek vat, baie mense kom tot bekering, en as hulle werklik Vader ontmoet, en hulle sien wie Vader is, dan besef hulle, sjoe, ek is 60 jaar oud, ek het nog net 10 jaar, en nou het ek so baie van my lewe weggegooi. Mensies terwyl hulle kan, maak reg, want niemand is verseker van môre nie. Psalm 90 vers 12, leer ons om daar te tel, dat ons 'n wyse hart mag bekom. Elke dag te waardeer. In die oggend as jy wakker word, hoor jy die voeltjies, waardeer dit. As jy in die kar klim, en jou kar staar, waardeer dit. As jy vir iemand 'n drukkie kan gee, waardeer dit.
Want daar's dalk môre nie weer een nie. Daar's môre nie weer 'n geleentheid nie. En as ons vandag is nie net 'n hartseer dag nie, maar 'n dag van om ons lewens, ons wat agterbly, ons lewe te evalueer. Om te kyk, waar het ek 'n tekort? Waar het ek nodig om reg te maak? Moenie wag vir môre om jou lewe reg te maak nie. Lewe vandag reg. Want niemand is verseker nie. Wees lief vandag. Wees daar vir mekaar vandag. Wees daar. In Johannes 11 vers 25 sê, ek is die opstanding en die lewe, wie in my glo, sal lewe al het hy ook gesterwe. Ja, die liggaam het gesterwe, maar Andrei se gees is nie dood nie. Hy gaan steeds voort. Die liggaam bly agter, maar hy gees, dis daai ewige lewe. Wie ek wil nie in donkerte, ek wil nie as my dag kom en my streepie is getrek en ek het my punt wat die Here vir my gemaak het, wil ek nie in duisternis wees, ek wil nie in donkerte wees, ek wil die lig hê, ek wil ewig lewe. Want baie mense, veral kinders, hier's nou nie baie klein kindertjies wat verstaan nie, maar baie keer dan sê mens, as jy jou hartjie vir Jesus gegee het, dan gaan jy ewig lewe. Dan vra hulle, hoekom het oupa en ouma dood gegaan? Hoekom moes my boetie of my sussie sterf? Maar daai ewige lewe is, die oomblik wat jy gaan, het jy daai rustigheid. Jy is nie verward nie. En as ons kyk na 'n kort storie, dit kom uit 'n kar ongeluk. Daar was 'n man wat eendag by 'n begrafnis van 'n jong persoon was, wat in 'n motorongeluk gesterf het. En dit is soos met Andrei se situasie. Hy het gesê, terwyl ek by die kus gestaan het, het ek besef dat elke persoon wat hier verbystap, eendag self daar gaan lê. Elkeen van ons gaan hier binne lê, een of ander tyd. Ekskuus. Die vraag is nie of ons eendag gaan sterf nie, maar of ons gereed is wanneer die dag kom. Is jy werklik gereed as jou dag kom? En ek wil graag 'n gebed doen vir elkeen van ons. 'n Gebed wat jy na die tyd in jou eie stilte kan sê amen as jy saamstem. Want dit is noodsaaklik om hierdie gebed te doen, om te weet jy wat? Indien dit my beurt is, weet ek is reg. Ek is reg. Kom ons buig ons hoofde, Here Jesus. Ons kom vandag na U toe. Here, ek vra dat U elke een sal troos wat U sit. Hou hulle vas, Vader. Gee hulle vrede wat alle verstand te bowe gaan. Help ons om die dae te tel van ons lewe, dat ons dit reg kan leef, Vader. Ons sê dankie daarvoor. Ons bid dit in die naam van Jesus Christus alleen. Amen. Dit is 'n baie kort gedagte, dis nie 'n lang gedagte nie. Ek gaan voort met die bedankings. Maar ek wil tog sê, indien die diens klaar is en jy voel jy het nodig om jou hart reg te maak. Ons is nie hier om te oordeel nie. Die Here neem soms 'n lewe sodat ons 'n kans kry om ons saak reg te maak. Bedankings. Die familie Snyman, familie bedank vir Okkert, Ina, Natalie en Marina, wil almal met opregte dank uitspreek. Dankie aan Royal Funeral vir hulle professionele diens. Dankie aan Pastor Martie Kutse vir haar troos, gebede en leiding. Dankie vir almal wat ver gereis het om hierdie geleentheid moontlik te maak. Dankie aan almal wat gehelp het met die reëlings van die verversings. Ek weet, hier is gevra om die bedankings te lees. Ek het dit so kort opsommingkie gemaak, maar kan dit ook net lees. Alles is op die blaadjie wat jy gekry het. Maar ek wil hê as ons kyk na die fotootjies, as gaan nou daarby uitkom, dan wil ek hê ons moet 'n bietjie stil staan en kyk na die foto's wat voor jou is, en elke liewe foto, elke briefie wat daar geskryf is, sê vir 'n mens baie. Dit sê baie. As jy kyk na Okkert, Andrei, my seun, jou drome was groot, maar jou tyd was min. Jy het jou beste gegee, dit kon ons sien, al was dit nie maklik nie.
En het jy soms gesukkel om aan te pas, het hy jou die beste gegee. Jy jou beste gegee. Jy het my baie in die lewe geleer. My seun, ek sal altyd lief hê, waar jy ook al is. Baie dankie seun, dat jy in my lewe was. Mensies, ons kan nie net hierdie woord op papier sit nie. Ek moet terwyl die persoon by jou is. En soos ook het gesê het, daar was 'n pa en seun verhouding. Laat ons regmaak waar ons kan regmaak. Ina, Andrei, jy was my seun, my enigste seun. Jy was ook my sielsmaat gewees, wat altyd daar was vir my in my donkerste dae en my altyd bygestaan in die ander tye. Jy sal altyd in my hart, siel en gedagtes leef. Lief jou my kind en rus saag. Rus saag. Andrei en Lulu se liefde. Andrei, my eerste en enigste liefde. Ek wil net dankie sê dat jy baie lief is vir my. Ek het jou oneindig lief, sal jou nooit kan vergeet nie. Niks sal ons ooit kan skei nie, want jy is in my hart. Love you. Lulu. Marina, we might have not talked like I wanted us to, but I will always remember how we were, from you making me tea and buying me chocolates on my period, to sharing snacks and you getting rid of frogs because I was scared of them. Kyk nou daar. Sy was bang vir hulle en hy het hulle weggevat. You were my rock, my secret keeper, my gym buddy and my frog hero. Rest in peace, little brother, Marina. Kyk die gedagtes. Nou, Andrei gaan altyd voortleef. As hy 'n paddaatjie sien, gaan sy vir Andrei, gaan sy onthou, jette Andrei het hulle altyd weggehou. Maar Jesus bewaar Andrei nou, gaan hy nou daai padda's vir my weghou. En dan kom ons by Jason, sy beste vriend, Andrei from the high school days. You were more than just a friend to me. You were someone who truly understood me. We shared so many moments, love and memories that I will carry with me for the rest of my life. I wish we had more time, but I'm grateful for your friendship we had. Rest in peace, my brother. You will always be remembered as deeply missed, Jason. As ons so na die fotootjies kyk, is dit vir ons 'n baie mooi herinnering. Ek hoop nie ek het iemand uitgelaat nie. Ek het niemand uitgelaat nie, nee. So vandag is ons hier rondom die lewe van Andrei, 'n jong man. Herinnering wat altyd in ons harte sal bly. Hierdie herinneringe is ietsie wat ons altyd kan vashou en weet. En dan wil ek ook net aan Lulu sê, baie sterkte, wat volkome gaan herstel. Ek glo dit en ek maak dit vas aan haar lewe, dat sy gaan ten volle herstel. Papa, jy gaan ook ten volle vrede in jou hart kry. Dit is nou 'n moeilike tyd, mamma, dit is nou 'n moeilike tyd. Dan is oom, dis vir almal van julle 'n moeilike tyd waardeur julle van hier af gaan. Maar met die Here aan julle kant kan dinge nie verkeerd gaan nie. Hy gaan vir julle daai bonatuurlike rustigheid, daai vrede gee en weet dit wat gebeur het. En ek wil vir julle iets sê. En die Here hou baie keer dinge wat jy nie kan hanteer nie, hou hy weg van jou af. En ek mag maar 'n bietjie praat oor die ongeluk. Is dit reg so? Toe ek nou gehoor het van die ongeluk, het ek dadelik in my hart het ek gevoel gekry, dis iemand na ons, want ons bid elke dag vir die mensies op die pad, want dit is 'n aardige pad vir haar gery word. Maar die Here het dinge so laat gebeur dat Papa moes gaan wielpomp het en Andrei het hierdie kant afgedraai. Die Here het dit 'n spesiale, en toe Andrei terugkom en hy sien wat daar aangaan, is hy dadelik huis toe. Hy het nie na die ongelukstoneel gegaan nie, want daar is 'n beskermingsengel gewees wat hom geweerhou het, want hoe gaan hy dit hanteer? Baie keer, dis nie dat iemand swak is nie,
Maar baie keer vat die Here jou op 'n tyd weg van 'n situasie af, sodat jy moet healing kry. Mamma dieselfde. Baie keer is 'n ma sterker as die pa. Elkeen van ons hanteer dinge nie dieselfde nie. Ons is anderste. Ons hanteer dinge anderste. En baie keer sê hulle, 'n man moenie huil nie. 'n Man mag huil. 'n Man mag huil. Dit kom 'n man toe. Daai seun is daar gewees. En dit is 'n groot deel van 'n ma en 'n pa se lewe. En dis nie maklik nie. Maar ons sê dankie vir Vader dat hy beskerm het dat Okker daai rigting gaan en Andrei daai rigting. En ek glo vas Andrei was reg om te gaan. Ek glo dit vas. En die Here gaan jou nie neem as jou lewe nie reg is nie. En daar's 'n rede hoekom Lulu moes agterbly. As jy kyk na hoe Andrei seer gekry het, jy kyk na Lulu, ja, sy het baie seer gekry, maar as ons vat van Andrei, dit is 'n groot verlies. Maar kom ons raak stil. Ek gaan afsluit. As daar enige iemand uitgelaat is in die bedankings, ek het gesien het baie mense kos ingebring. Baie mense het gehelp. Die mense wat vroeg vanoggend hier was om te help, baie dankie aan elkeen van julle. Ons waardeer dit opreg uit ons harte uit. So kom ons buig ons hoofde. Hemelse Vader, ons plaas vandag hierdie familie almal in U hande. Troos hulle, hou hulle vas. Laat U vrede oor hulle rus in die naam van Jesus bid ons dit. Amen en amen. Ek gaan vra dat die lied gespeel word. Dan gaan ek vra dat die draers uit sal kom. Ons gaan die kus uitdra. Dan gaan ons almal staan, sodra hulle beweeg ons uit en ons gaan ons laaste groet by die lijksval. Ek gaan vra dat ons gaan staan as ander uitgedra word. En ons gee vir die draers kans en dan is dit die familie wat eerste uitgaan en daarna die res sal volg en dan ontmoet ons mekaar daar buite. As julle almal reg daarmee. En as daar iemand is wat hulle hart wil regmaak, hulle lewe vir die Here wil gee en wil seker maak, luister hierso, as ek vandag tot sterwe kom, is my siel by Jesus. So dan sal ons reg wees vir julle om julle daardeur te dra. En as daar enige iemand is wat uitgelos is met bedankings, en dan net almal is mense, hulle maak foute, maar elkeen van julle, dankie vir die tyd wat julle afgestaan het. Ons waardeer julle regtig opreg. Net vir julle na my plekkie toe gaan. So ek gaan vra dat die draers sal uitkom. Is daar enige iemand wat 'n foto wil neem soos wat dit nou hier is? Wil jy 'n foto neem? Ek gaan net gou vir Natalie kans gee om 'n fotootjie te neem. Wil ek neem? As enige iemand nog 'n fotootjie gaan net dit vir hulle almal stuur Natalie. Baie dankie. So ek gaan vra dat ons almal sal staan. Ons vra vir die draers om uit te kom. Sipho, jy kan ons dan bietjie speel asseblief. Met my eie gedagtes, ligte flits, maar ek voel nie die pyn nie. My voetstappe weer klank in kamers van stilte. Sal iemand onthou wie ek was? As ek val in die donker van môre, sal jy nog my naam onthou. As ek môre nie meer hier is, sal jy hoor my sal my stem nog dryf in die mis, of verdwyn ek net in stilte?
het ek ooit genoeg gelos. En skadu's wat oor my voete gly. As ek gaan sonder afskeid of woorde, sal jy my nog mis. As ek môre nie meer hier is, sal jy oor my huil. Sal my stem nog dryf in die mis, of verdwyn ek net in stilte. La 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 la. 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 Ek hoop ek het iets agtergelaat, iets meer as net my naam. 'n lied in jou ore, 'n fluister in die wind wat sê, ek is lief vir jou. Ek hoop ek het iets agtergelaat, iets meer as net my naam. 'n lied in jou ore, 'n fluister in die wind wat sê, ek is lief vir jou. Ek is lief vir jou. Ek is lief vir jou. As ek gaan sonder afskeid of woorde, sal jy my nog mis. As ek môre nie meer hier is, sal jy oor my huil. Sal my stem nog dryf in die mis, of verdwyn ek net in stilte. As ek môre nie meer hier is, sal jy oor my huil. Sal my stem nog dryf in die mis, of verdwyn ek net in stilte. Eerst nog mense op pad, so ek gaan geleentheid gee dat julle elkeen wat wil groet, net kom sit, handjie opsit en groet, en dit is tog dat julle kan weet, dit is die laaste, daar's nie weer, tot ons mekaar weer ontmoet. Ons het 'n toekoms wat voor lê nou, die pad wat ons van hier af stap, bepaal of ons weer hom gaan sien of nie. So, as jy is meer as welkom die wat jy kan groet. Allemaal geleentheid gekry. Ek gaan vra dat allemaal hande vat. Dit ons laaste gebed. Ons sê vaarwel, liewe Andrei. Baie dankie vir sy lewe, Here. Ons kom nou na U en ons vra sê vir U dankie vir die voorreg wat ons gehad het om vir Andrei te kon ken, Here. Hier waar almal wat agterbly is, Here, vra ek dat U vir hulle bonatuurlik sal seën, Here, dat U vir hulle vrede sal gee, Here. En gaan so saam met hierdie pad wat ons van hier af stap, Here, vra ek dat U ons bonatuurlike vrede sal gee, genesing en volle genesing. Dit is 'n pad wat ons moet stap, maar ons weet U is met ons oral waar ons gaan. Andrei, mag jou siel rus en vrede. Ons stuur jou Jesus liefde. Amen en amen. Dankie.
weet. Ek weet nie.